Die laaste 2 Sondae of 2 preke of so terug, het ek so 'n bietjie besin rondom die verlore seun, daardie pragtige storie wat die Here Jesus vir ons vertel het oor die seun wat na sy pa toe gaan en alles opeis. Hy sê, gee my erfenis. Sy pa leef nog, maar hy wil al klaar erf. Hy sê, hy wil soek sy pa se goed en hy vat dit en hy verkoop het en hy verkoos al die geld in 'n baie losbandige leefwyse en hoe hy tot inkeer kom waar hy besig is om varke op te pas, en vir die Jood was dit 'n vreeslike vernedering, en hy so honger dat hy begeer om die varke se kos te eet, en hy kom tot inkeer en hy sê, ek kan teruggaan na my pa, en ek kan vir my pa sê, ek is jammer, ja, ek is nie werd om die kind te wees nie, maak my soos een van u diensknegte. En hy gaan terug, en nog voordat hy sy hele storie kan vertel, wat hy vir die pa alles wil sê, kom die pa aangehardloop na hom, omhels hom en verwelkom hom terug, en die pa maak 'n groot ophef van hom, en hy reël weer, hy kry 'n nuwe kleed, en hy kry 'n ring aan sy vinger, daardie symbool, embleem aan sy vinger, om te wys dat hy kind is, dat hy terug is in die huis, en die pa reël, hulle gaan 'n groot feesmaal hê, en hulle gaan die vetgemaakte kalf slag, en dis 'n groot vrolikheid, en dan te midde van dit alles, kom Ouboet, die verlore seun se ouer broer daaraan, en wanneer hy dan nou die gejuig en die vrolikheid en die gedansery, alles aanskou, en hy vind uit waaroor gaan dit, is hy ontsettend ontstel. So kom ons lees gou-gou, en jy is so welkom bietjie saam met my te besin hieroor, maar voor ons dit doen, hierdie sluit nogal aan by iets wat met my gebeur het in my bediening. Nou so deur die meer as 40 jaar wat ek in die bediening was, het mense baie keer na my toe gekom met kritiek teen die kerk, teen my, daar's altyd iemand wat wil vind met een of ander iets wat hulle nou nie van hou nie. En die oggend, die Sondagoggend spesifiek, was die kerk gepak gewees, en dit was 'n kindertoewyding gewees, en ons baie familie en vriende wat saam met hierdie gesin is 'n babatjie toegewys word, sou daardie dag feesvier, en hulle is dankbaar, hulle is daar 'n opgewondenheid. Soos ek sê, die kerk is volgepak, mense moet begin skuif om plek te kry. Nou, vir my as prediker is dit 'n wonderlike geleentheid. Ek is opgewonde daaroor. Dis vir my 'n geleentheid om die evangelie te deel met mense wat dalk nie die geleentheid al gehad het om die woord van die Here so te hoor, en ja, weet jy, vir my is dit altyd 'n voorreg om vir mense wat ek nie ken, die evangelie te bring. So ek bring 'n evangelistiese boodskap daardie dag, en ons het 'n baie mooi diens, maar nie baie lank daarna nie kom een van die ouderlinge na my. En wat hy sê is min of meer die volgende van, ons dink jy is die regte persoon om ons gemeente te bedien nie. Ons hou nie van jou styl nie. Jy trek soort van ongewenste mense na ons kerk. Mense wat nie pas by ons nie, ons pas nie by hulle nie. Nou moet jy hierdie hoor. Dan kan ek vir hom vra, nou wat is dit aan hierdie mense wat hy nou nie van hou nie? Maar hulle ruik sleg. Jy weet, hulle ruik na rook, hulle ruik na drank. Kan jy dit glo? Dis nie ons soort mense nie. Nou weet ek nie wat van daardie sentrale waarheid geword het wat Jesus vir ons kom leer het, van die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is, en is dit nie juist die boodskap, is dit nie juist 'n geleentheid dan om die evangelie vir daardie mense te bring wat dalk nie die Here ken nie? Ons hou nie van hoe hulle ruik nie, en ons hou nie van hoe hulle lyk nie, en ons hou nie van hoe hulle, wat ook al, is nie ons soort mense nie. Jy weet, ons het hierdie borrel, hierdie babbel waarin ons gemaklik is, gelukkig is, en die kerk laat ons goed voel, en wanneer ons hierso kom, wil ons 'n boodskap hoor wat vir ons inspireer om goed te voel, nie noodwendig die waarheid te hoor nie. En as ons nou teruggaan na die storie oor die gelykenis van die verlore seun, is daar 'n Ouboet wat net so verlore is, en hierdie ouderling en baie ander mense in die kerk, en selfs miskien jy vandag,
is eintlik baie nader aan daardie ouderling en die ouer broer as wat ons sal wil besef of sal wil erken. Kom ons lees Lukas die 15de hoofstuk. Ek sal graag hoor wat dink jy oor hierdie goed. En die oudste seun was in die veld. En terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsang. Dan wil hulle fees vier, hulle dans. Hulle is gelukkig, vrolik. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, "U broer het gekom." Dis nou die een wat so droog gemaak het, nee. Die swartskaap. "U broer het gekom. En die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het." Nou moet ons iets hier verstaan hierso. In die tyd van die Here Jesus het mense nie elke dag vleis geëet. Vleis was nie op die spyskaart gewees sommer nie. Vleis was 'n baie spesiale dis, iets wat jy gebruik het wanneer jy fees vier. Hulle het 'n baie basiese dieet gehad. Vleis was duur. Om 'n vetgemaakte kalf te slag beteken jy doen dit vir 'n baie spesiale geleentheid. En dis wat dit was vir hierdie pa. Dit was die opwindendste oomblik van sy lewe tot dusver toe sy seun terugkeer huis toe. Hy's opgewonde, hy het iets om te vier. En hy stel dit so baie duidelik as ons daar in vers 32 net so bietjie spring. Hy sê ons moet vrolik wees en bly wees want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind. Is vir die pa hierdie blye geleentheid. Maar ou boet dink nie so nie. Die broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het en hy het baie kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Nou, ons het in die verlede gepraat oor hoe die verlore seun, die jonger boetie se optrede, die pa verneder het. Maar ou boet verneder die pa net so baie. Die pa moet uitgaan buitentoe om hom te probeer oorreed om in te kom, om saam fees te vier, en hy wil nie. Dis kwaad. Maar hy antwoord en sê vir die vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit die gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, nie my broer nie, toe hierdie seun van u kom, die een wat u goed met hoere deurgebring het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind. Wat leer ons uit hierdie gelykenis? Weet hierdie baie spesiale geleentheid vir die pa word versuur deur 'n seun, en vir hom is alles wat aangaan net een groot irritasie. Weet, hy's so ontevrede. En hy sê dit vir die pa. Hy sê, ek het u gedien, maar die woordjie wat hy gebruik in die Griekse grondtaal, is ek het u soos 'n slaaf gedien. Ek het gewerk soos 'n slaaf, ek het my afgesloof soos 'n slaaf, om u tevrede te stel. Hy sê, ek gaan werk laat, nou lees ons, hy kom uit die veld, hy sê, hy werk hard, hy werk in die hitte, hy werk in die stof, dis harde werk. En hy kom by die huis en ja, hy is moeg. Hy sê, nooit kry ek dank daarvoor, nie. Dis nou maar net so. Ek doen dit, want ek moet dit doen. Ek het nooit iets gedoen wat vir u laat voel dat ek is ongehoorsaam, nie. Wat sê eintlik? Hy sê, ek is 'n goeie mens. Ek is 'n goeie kind. Maar dis vir my asof ek benadeel word nou. Hierdie bohaai wat gemaak word oor my broer wat teruggekom het, wat niks verdien nie, wat net gegaan het en alles uitgemors het, sy hele erfporsie, ons geld gaan uitmors het, en baie losbandige lewe gevoer het. Nou kom hy terug en hy's so welkom, hy word verwelkom. Die lewe behandel my sleg en u behandel my sleg, is eintlik wat hy vir sy pa sê. Dis nie reg so nie.
Hy's kwaad. Hy's kwaad vir sy pa, hy's kwaad vir sy broer. Nou is dit ding. Wanneer 'n mens met 'n wrok in jou hart rondloop en jy kwaad is oor een of ander ding, dan beïnvloed dit hoe jy met mense werk oor die algemeen. Jy weet, en daar's soveel mense wat kwaad is vir die Here, kwaad is vir ander mense, en dit wys in hulle verhoudings, en hulle kan nie verstaan dat niemand met hulle oor die weg kan kom nie, maar niemand wil met hulle eintlik veel te doen nie, want hulle is so moeilik om oor die weg mee te kom. Maar hulle is goeie mense. Weet, hulle is bekend, en baie van hulle is kerkmense, en baie van hulle sit op die kerkraad. Baie mense is bekend vir hulle mooi dade, weet, hulle is betrokke by liefdadigheid en gemeenskapsaksies van verskillende soorte, selfs die mense wat dan nie so kerklik ingeskakel is nie. Dis goeie morele mense met goeie waardes, en hulle voel so, jy weet, ek verdien meer as wat ek kry. Hoekom seën die Here my nie? Hoekom is dit so dat mense wat slegter leef as ek, beter doen as ek, gelukkiger is as ek, mooier is as ek? Hoekom voel dit vir my, ek mis uit? Uit hierdie idee, hierdie ouwe broer, van ek verdien beter, omdat ek 'n goeie mens is, en ek werk so hard om my pa se goedkeuring te kry. Jy weet ons, hierdie is net 'n storie, nee. Hierdie is Jesus se poging om te antwoord op die skrifgeleerdes en die fariseërs. Nou, as ons die begin van hoofstuk 15, Lukas 15 lees, en sien ons, hulle kom met 'n beswaar teen hom. Hulle sê, weet, hoe is dit dat jy gaan kuier saam met sondaars, slegte mense? Hoekom voel jy so tuis tussen sondaars? Weet, ons is die geestelike mense, die godsdienstige mense. Ons is die mense wat beter is as hulle. En as jy dan nou 'n geestelike leier is, behoort jy mos saam met ons te wees, nie saam met daardie slegte mense. En Jesus kom en hy vertel 3 gelykenisse. Hierdie is die derde een, die een oor die verlore seun, om juist vir ons die hart van die Vader bekend te kom maak, om vir ons te kom wys God se liefde vir mense, God se liefde vir sondaars. En om vir ons te kom leer, jy kan nie deur jou goeie werke, maak nie saak hoe hard jy probeer om God tevrede te stel, soos hierdie ouwe broere nou. Jy kan nooit jou redding verdien, jy kan nooit goed genoeg wees nie. Hierdie hele idee van ek is 'n goeie mens, is nie goed genoeg nie. Jy kan nooit goed genoeg wees nie, maar God kom red jou, hy skenk jou sy genade. Genade is iets wat jy nie verdien nie, dis onverdiende guns. Soveel mense loop nog steeds met hierdie idee van ek is 'n goeie mens, soort van ek is nie 'n sondaar nie, of nie so groot sondaar soos ander nie, by implikasie, ek het eintlik nie 'n verlosser nodig nie. En die realiteit is, hulle nog nooit in hulle lewe tot bekering gekom nie. Hulle het nog nooit op daai plek gekom waar hulle voor die Here kom staan en sê, Here, ek weet, ek is 'n sondaar, ek is verlore, ek is op pad hel toe, ek verdien niks anders nie. Kom red my, en daardie besef van Jesus het sy lewe neergelê sodat ek gered kan word, dis miskien iets wat hulle intellektueel aanvaar het, maar dit het nooit in hulle hart gaan leef nie. Hoeveel mense probeer nog steeds ietsie byvoeg by wat Jesus gedoen het, sodat hulle goed genoeg vir die Here kan wees. Net soos hierdie seun, weet ek werk hard sodat my pa my sal aanvaar en sal lief wees vir my. Daar's 'n gebou in Engeland en nou in die stad Windsor, en word genoem die Windsor Guildhall, 'n soort van 'n stadsaal gewees. Is nog, ek weet nie wat spesifiek vandag is nie. Dis ontwerp deur daardie baie befaamde argitek, Christopher Wren. Hierdie gebou is ingewy op die 17de Oktober 1689, so ons kry nou idee, dis baie jare terug. En wat interessant van hierdie gebou is, dis ontwerp dat daar 'n onderste vlak en dan 'n dubbel verdieping, 'n boonste verdieping. Maar die onderste vlak is heeltemal oop, en dis waar hulle dan nou
saketransaksies sou beklink het, 'n soort van 'n markplein gewees. En die boonste een was raadsale, soort van vir die stadsvaders wat daar by mekaar gekom het. Baie interessant, dis ook die gebou waar destyds 'n prins Charles en Camilla in die huwelik getree het in 'n siviele seremonie. So 'n baie indrukwekkende gebou, seker, ek weet nie, lyk vir my maar 'n bietjie vaal, maar nou ja. Daar's 18 pilare aan die buitekant en dan aan die binnekant is daar hierdie groot ruimte. Dis hoe Christopher Wren dit ontwerp het. Geen pilare aan die binnekant nie, al die pilare net aan die buitekant. En dan rus hierdie gebou met die dubbelverdieping op hierdie 18 pilare. Nou om jou idee te gee, Christopher Wren het, dink so iets soos 52 kerke en kathedrale in Londen ontwerp. Nou, onder andere die St. Paul's kathedraal, as jy gaan kyk na St. Paul's kathedraal, ek meen, dis 'n magnifieke, baie imposante gebou. Hierdie was iemand wat argitektuur verstaan het. En as hy 'n gebou ontwerp het, wat kan staan op 18 pilare, kan jy maar seker wees, dit sou staan op sy 18 pilare, en hy was baie duidelik oor onwrikbaar, hierdie gebou sal staan, maar die stadsvaders wou dit nie so aanvaar nie. Hulle kon nie glo dat hierdie gebou gaan staan op sy 18 pilare, en hulle maak hom 4 pilare reg in die middel van hierdie plein sit, hierdie markplein opsit. Pas nie by die argitektuur nie, maar moet 4 pilare wees, is vandag nog daar. Net om seker te maak, vir ingeval Christopher Wren verkeerd is, wat hulle gedink het hy is in elk geval, sodat hierdie gebou nie in mekaar stort nie. Nou, wat Christopher Wren toe nou doen, hy sit die pilare dan, soos ek sê, is vandag nog daar, maar is 50 mm kort, so die gebou rus nie regtig op die pilare nie, dit lyk net so, dis daar om iemand tevrede te stel. Later het die mense gekom en sulke plankies kom indruk. Dit was nooit nodig gewees nie. Baie mense se godsdiens bestaan uit, dit wat die Here vir ons gee, die redding wat daar is deur Jesus, die genade van God is nie goed genoeg nie, ek moet nog ietsie byvoeg, daarom net om seker te maak, so ek moet nou ook 'n goeie mens wees. So ek sal half nog Jesus aanvaar as verlosser, maar dan hang dit baie van my af. Ek moet nou 'n goeie mens wees, ek moet nou doen wat die Here van my verwag, ek moet my Vader tevrede stel ten alle koste. En dan kom maar by, soos ek nou verlede keer gepraat het, oor die dinge wat die kerk vir my leer, my spesifieke kerkverband vir my leer, dis die dinge wat die Here tevrede stel. Klomp wettiese goed. En dan voeg ons by die eenvoud van die evangelie, van gered uit genade, net deur geloof in Jesus Christus. Niks anders. Die oomblik as ek wil pilaartjies kom bou en plankies kom indruk, dan sit ek goedjies by wat geen waarde het in die oë van die Here nie. En eintlik vir 'n mens heeltemal op 'n dwaalspoor vat. Die mees suksesvolle prediker, profeet in die Ou Testament, dink ek was Jona gewees. Jona kry opdrag, hy moet 'n waarskuwing boodskap vir die stad Ninive gaan gee. Nou Ninive was die hoofstad van die Assiriërs, en die Assiriërs was die grootste vyande van Israel gewees. Jona wil nie gaan en dis nou waar die hele storie van hoe hy heeltemal in 'n ander rigting gaan en op jou en in 'n vis se maag beland en uitgespoeg word, en dan kom die Here en ek wil gou 'n bietjie lees daarso oor Jona, want daar's soveel raakpunte met Jona en die ouer broer en baie mense vandag nog. In hoofstuk 3 van Jona, en die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Dan lees ons in Ninive was 'n ontsaglike groot stad, 3 dagreise te voet. Daar in hoofstuk 4 vers 12 lees ons dat daar was iets rond 20.000 mense in die stad. En nou vers 5 van Jona 3, en die manne van Ninive het God geglo. Hierdie mense kom tot bekering. Daar vers 8. En
weet die bevel van die koning se kant af, hulle moet ernstig tot God roep en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande is. Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toorn en ons nie vergaan nie. Jona preek, hy wil nie gaan nie, maar hy op die oomblik weet ek moet gaan en hy doen dit. En die mense luister, hierdie heidene kom tot bekering. En God het hulle werke gesien dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. En nou, Jona 4, vers 1, maar Jona was hieroor erg ontstemd, hoog ontsteld en het baie kwaad geword. Nou, hy kom sê dit vir die Here. Dis hoekom ek na Tarsus toe gegaan en in die eerste plek nie vir hulle die evangelie wou bring nie. Ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is. Lankmoedig en groot van goeie tierenheid en een wat berou het oor die onheil. Ek het dit geweet. Ek wou nie die evangelie vir hulle bring nie. Ek wou nie hulle moet tot bekering kom nie. Dis nie ons soort mense nie. Ek wonder hoeveel keer is ons eintlik maar soos sy ouer broer en soos Jona en soos my ouderling. Jy weet ons is so vas in wat ons glo. Ek is alright, ek is goed genoeg, ek is 'n mooi mens. Die vraag wat jy moet antwoord, dis die vraag wat ek vir jou vandag wil vra. Nou, dit kom uit was jare gelede die Evangelism Explosion evangelisasie kursus gedoen het, en een van die sentrale vrae wat jy vir iemand vra, en dit lê hulle hart bloot, is as jy vandag tot sterwe sou kom, en jy kom voor die hemel, wat sal jy sê, hoekom moet die Here jou toelaat in die hemel? Dit onmiddellik maak dit vir 'n mens baie duidelik, waarop berus jy die reg om gered te wees, om hemel toe te gaan? Die meeste mense wat die Here nie ken nie, gaan vir jou sê omdat ek 'n goeie mens is, omdat ek goed gedoen het. Daarom hoop ek dat ek gered kan word. Waar berus jy jou? Het jy in jou lewe by die plek gekom waar jy, soos die verlore seun sê, ek sal teruggaan na my pa en ek sal vir hom sê, ek is jammer ek het gesondig. Ek bely, Here, dat hierdie mens wat voor U is, dat ek 'n sondaar is, dat ek U oordeel verdien, ek is nie werd dat U my red nie. Maar ek het iets gehoor, en dit wat ek gehoor het, is dat Jesus Christus vir my gesterf het, my straf gedra het. Ek het gehoor dat U lief is vir sondaars, ek het gehoor dat U sondaars verwelkom. Ek het gehoor dat daar gejuig in die hemel is oor een sondaar wat op bekering kom. So daarom kom ek na U, Here, en ek kom vra, kom red my, kom vergewe my. En wanneer jy dit doen, dan red die Here jou en jy kry, ekskuus, daardie wonderlike voorreg om kind van God te word. Daar's nie 'n ander manier nie. Jou goeie werke is nie goed genoeg nie. Maar waar dit is, jou goeie werke gaan geen rol speel of jy toegelaat word tot die hemel. Kan jou nooit die ewige lewe gee nie. As goeie werke enigiemand kon red, dan Jesus te vergeefs aan die kruis gesterf. Waar berus jy jou sekerheid van jou redding? Kan ek dit sê, as jy regtig die genade van God verstaan, dan verander dit hoe jy oor ander mense voel. Dan kan jy nooit neerkyk op iemand anders. Dan kan jy nooit dink ek is beter en dis mense wat slegter is as ek. Daarom wil ek met hulle liewes niks te doen hê nie. As jy regtig die genade van God verstaan, dan besef jy, maar ek is net so sleg soos enigiemand anders. Ek is ook verlore. En al is dit vir my ongemaklik, omdat ek nie gewoonlik met sulke mense te doen kry nie, maak dit nie my beter as enigiemand anders nie. Inteendeel is dit juist vir my 'n geleentheid om uit te reik met die liefde van Jesus na mense wat God se liefde nodig het. Maar kom ons kom gou terug by hierdie vraag. Op grond waarvan
dink jy moet God vir jou red? As jy enige ander antwoord het as op grond van die genade van God deur Jesus Christus, het jy geen kans vir redding. Daar's net een manier en dis Jesus Christus en hy alleen. John Wesley, die stigter van die Methodiste kerk, het eendag 'n droom gehad en in die droom hoor hy mense sing in die hemel en dit klink vir hom so mooi. Nou die Methodiste was bekend daarvoor dat hulle so mooi gesing het. Charles Wesley, John Wesley se broer, het van die pragtigste liedere geskryf wat vandag nog gesing word in die kerk. En sy eerste aanname is dit moet die Methodiste wees wat daar so in die hemel so mooi sing. En hy vra vir die engel, is dit die Methodiste soort van vra, en die engel sê, daar's nie Methodiste in die hemel nie. En nou vir hom 'n skok was. Wel, hulle het maar ontwikkel uit die Anglikaanse kerk en in reaksie op die doodsheid in die Anglikaanse kerk, en dan moet dit nou die Anglikane wees. So is dit die Anglikane wat so mooi sing, en dan hoor hy, daar's nie Anglikane in die hemel nie. Want hulle los my net die ander opsie, en weet, die Anglikaanse kerk het ontwikkel uit die Romeinse kerk, so dit moet die Romeinse mense wees, wat so mooi sing daar, so in Engels sê, daar's nie Rooms-Katolieke in die hemel nie. Kom ons dateer net gou hierdie droom 'n bietjie op na vandag toe. So vandag sou jy hoor, daar's nie NG mense in die hemel nie. Daar's nie AGS mense in die hemel nie. Daar's nie gereformeerde kerkmense in die hemel nie. Daar's nie hervormers in die hemel nie. Daar's nie mense aan die volle evangelie kerk, op Pinkster protestante kerk, op watter kerk jy nou ook al wil noem. Daar's nie sulke mense in die hemel nie. So terug by John Wesley se droom, hy's desperaat. Nou wie is dit wat so mooi sing? En dan hoor hy hierdie kosbare waarheid, dis mense wat gered is deur Jesus Christus. Nou wat van jou? Het daar 'n oomblik in jou lewe aangebreek wat die hemel in beroering gegaan het en die engele gejuig het en die gelowiges wat jou vooruit gegaan het gejubel het want een sondaar het tot bekering gekom. Jy. Vandag kan die kans wees dat jy die hemel kan laat juig as jy nog nie by die Here Jesus uitgekom het as sondaar nie. So bly kon hierdie met jou deel en ek los hierdie vir jou dat jy en die Here hierdie kan uitwerk. Jy moet voor die Here kan kom en sê, Here, hier is ek weet ek is verlore. Glo in Jesus as my verlosser. Here, kom maak my kind van God. Hier is ek wil U dien, Here, maar nie omdat ek moet en my redding moet bewerk nie, maar net om vir U lief te wees. Ek is so bly het saam my geluister. Mag die Here se guns op jou lewe rus. En dat hierdie boodskappe is almal beskikbaar op Hoop Nogtans, ons YouTube kanaal. Gaan kyk gerus daar vir van die vorige boodskappe. Hierdie boodskappe word binne 'n maand van Facebook af verwyder. Gelukkig kan ons dit nog steeds daarso bewaar. Kom ons bid net saam voort, sodat ons hierdie week die guns van die Here op ons kan afbid. Here, ek vra nie die week wat voorlê, dat ons sal beleef die diepte van U liefde en hoe laag U liefde te uitreik. Dat ons sal beleef die wyte van U liefde en hoe ver U liefde sal uitreik. Dat ons sal beleef, Here, hoe hoog U liefde is. Hoe wonderlik dit is, en dit raak die troon van God, dit vloei uit die troon na elkeen van ons. Mag ons verlustig in hierdie week in die liefde van God. Dit wat geopenbaar is in Jesus Christus ons Here. Dankie dat niks ons kan skei van die wonderbare liefde wat ons het in Jesus Christus ons Here. Amen. Mag die Here jou seën.